Vanoggend sy tema is draai jou vrugte van self. En wie van julle weet dat God kyk na ons en hy verwag vrugte in ons lewe? Okay. En kom ek vertel hulle net, almal van julle weet hoe werk 'n vrugteboom oopbak. Okay. Net die basies, goede van 'n vrugteboom wat ons spesiale feitjies. Kom ons kyk na druiwe, sien jy dat dit is wat ons oor gaan praat hoofsaaklik. Ek gaan lees oor. Daar's 'n druiweplant of 'n druiwestok of 'n wynstok. En die dinge het wortels in die grond vas. En dan is daar die lote aan die storie. En aan die lote is daar blare en stak en ook die vrugte. En die lote het nie die wortels nie. Almal weet dit. Okay. En die wynstok draai nie die vrugte nie. En dan in die hele prentjie nog in die Bybel is ook nog die boer of die landbouer. So sien jy dat ons nou weet hoe die storie werk. Ons gaan in Johannes 15 lees en waar hierdie Johannes 15 lê is tussen Johannes 14 en 16 is Jesus net voor hy die laaste maal noem dit daai hele gedeelte. Dit is net voor Jesus weggaan en hy weet hy gaan doodgaan in 'n volgende paar ure, gevange geneem word in elk geval. En ek sou neem as enige iemand weet hy het 'n paar ure oor om te lewe, is die laaste goed wat hy gaan sê as hy nou so belangrike mense om bymekaar kry, nie 'n klomp twak of iets ons jy gaan nie oor bytjies en blommetjies praat in daai tyd nie. Ek neem aan jy gaan goed te praat wat saak maak. En dit is wat ek dink hier in die gang is. So toe Jesus hierdie disippels bymekaar kry wat hy weet vir die laaste maal is. Neem ek aan die goeie wat hy te sê gehad het is goed en baie gewig dra. So ek gaan Johannes 15 tussen vers 1 en vers 17 deurwerk so in rukke instote. As jy dit wil volg. Jene, 'n kerk vol mense met Bybels. Dis wat die woordse stories in as jy in 'n kerk kom en daar is nee, dis myne. O, jy gaan hom nou gebruik. En jy kan hom vat en lees, dan kan ek vir jou vra bestaan om wat te lees. Dankie my liefheid saam. Waar moet ek oopmaak? Ek was Johannes 15. Johannes. Dis tussen 14 en 16. Op 'n goeie dag met jou vas, ek kry my Ezra, en sy is tussen daai ding in 'n resepteboek hoor. In elk geval, Johannes 15. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Nou, dit is duidelik vir my dat God kyk, en hy soek en hy verwag vrugte aan ons. En as hy nie vrugte hierso kry nie, sê hy, breek die loot af, en hy gooi die ding weg, en dit word droog, en word weggesmyt, sal ons later sien. En kyk ook daar, dat dit praat van lote wat klaar in die wynstok is hierso. So hierso is nie meer 'n storie van, is jy 'n loot of is jy nie 'n loot nie. En Bybel, skus, gaan sommer by Romeine 11 asseblief. So dit praat in hierdie gedeelte van iemand wat klaar verbind is aan Christus, want dit is tog waar die storie gaan. Jesus is die wynstok, ons is die lote, en in Romeine 11 is daar 'n soortgelyke prentjie wat geskets word wat sy nou sal lees hopelik. Ja, wat so draak my bril. Wat dieselfde ding as hierdie wynstok storie is, maar dit verwys net na olyfboom. En waar God sê ons was heidene, ons was wilde olywe en hy het ons ingeënt in die makolyf. So skat, dit is verse? 17. Sê maar 11 tot 4, ja, by vers 17 tot so 24 asseblief. 17 tot 24, Ja. okay. Party van die takke is uitgekap en jy, 'n wilde olyf, is tussen die ander takke op die makolyf geënt. So het jy deel gekry aan die lewenssap van die makolyf se wortel. Moet jou dan nie bo die ander takke verhef nie. Moet jou ook nie verbeel, jy is iets nie. Dit is nie jy wat die wortel dra nie, die wortel dra jou. Jy sal wel sê, takke is uitgekap sodat ek daar geënt kon word. Dis waar. Hulle is uitgekap omdat hulle nie geglo het nie. En jy is daar geënt omdat jy glo. Moenie daaroor hoogmoedig wees nie. Hou rekening met God, want as hy die natuurlike takke nie ontsien het nie, sal hy jou dalk ook nie ontsien. Let dan op die goedheid
en strengheid van God, sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid oor jou, maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. En wat hulle betref, as hulle nie in hulle ongeloof volhard nie, sal hulle ook geënt word, want God is in staat om hulle terug te ent. As God jou uit die wilde olyf waar jy van nature hoort, kon uitkap, en teen jou natuur in op die makolyf kon ent, hoeveel te meer sal hy die maktakke op hulle ou boom ent. Okay, so dit het te doen obviously met die Jode, wat hulle graag wil terugsit en ons het ingeënt geword waar hulle was. Maar dit sê so, ons moet, so ek gaan al dieselfde image gebruik net, want dit is dieselfde van prentjie wat vir ons geskets word, dieselfde prentjie gebruik net van, daar is nog die kwessie van die inenting ook, wat nie in die wynstok genoem word nie, maar jy kan in wynstok ook ent, dit werk net so goed. So, dit sê so dat ons is nie nog gemoedig word oor wat aan die gang is hier, so aan die feit dat ons die vruggies dra nie, ons aan die wortels in die gang, dit is die wortels wat ons in die gang het. As jy dink oor die wynplantjie, die druiweplant, daai trosie wat daar groei daar, om die wortels nie goed te kry, en in die wynstok opstuur, en die loot sit daar, en dra die vrug. En die loot is ingeënt daar, en dit sê daar, let op God se goedheid, en let ook op sy strengheid. En as jy ingeënt is daar God se goedheid vir ons daarin te sien. Let op wie doen die werk in hierdie storie. Ons gaan reg hierdie storie wil ek net vir julle uitwys. Tot op hierdie stadium moes hy loot niks doen nie. Daai loot moes ingeënt wees en dan sit daai loot daar en is die opdrag wat God gesê het is bly in my, bly in die wynstok. So dit is wat die loot doen, hy bly in die wynstok. Wie produseer die vrugte? Dit is die wynplant wat die vrugte produseer. Soos in ons kyk, dit is Christus wat die vrugte produseer ons liefde, ons dra dit. Maar dit is nie ons vrugte nie, hy produseer dit. Ok, dan gaan hy aan, hy sê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Nou hierso verwys, hier is net so terug 'n entjie in Johannes af na Johannes 13 toe wat hy met hulle gepraat het oor skoon en vuil en hy vertel te vir hulle hoe dit gewerk het is, jy kon of by die huis bad as jy 'n goeie seun was of jy kon in 'n publieke bad gaan bad. En dan as jy skoon, dan trek jy jou kleertjies aan en jou sandale en dan loop jy na daai stofstrate rond daarso. En as jy weer by die huis aankom dan kom 'n diensknegt en hy trek jou sandaaltjies uit en hy was jou voete en jy hoef nie julle lyf weer te bad nie, jy was net jou voete. En wat Jesus vir hulle gesê het is, dis hoe dit nou met julle is as jy skoon gewas is wat hy vir ons gedoen het en jy loop deur die wêreld en jy word vuil, ek het nie nodig om jy weer skoon te was nie, jy is skoon. Jy moet 'n touch-up kry, maak jou voetjies skoon. Dis wat hy daar vir hulle sê, hy het vir hulle net klap bedui, hy herinner hulle net, julle is reeds rein deur die woorde wat ek vir julle gespreek het. En jy hoef nie meer skoon te word nie. Dan sê hy, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Hierso is my 'n wonderlike stuk ding en dit is dat Johannes 15 vers 6. Vers 6. Nee, ons ken jou. Jy het gesê jy is nou weer terug in Johannes nie. Ek het gesê iewers tussen 1 en 7. Liewer, ons moet kyk wie voel die leiding van die Heilige Gees vir ons. Julle, hier is die wonderlike ding. As God sê as ons in hom bly hy in ons. En dit is my 'n fenominale gedagte dat God in ons bly. En nou ons sal later 'n bietjie verder praat oor dit, maar in kort, God doen dit deur sy Gees. En dit is hoekom dit bekend staan as die vrug van die Gees wat ons dra. So dis nie Kornelise vrugte nie, dis nie Harie se vrugte nie. Dis die vrugte van die Gees, ons dra dit. Maar dis nie ons nie. So dis wat hierdie loot doen. Hy sit daar en hy dra die vrugte, maar dis nie hy wat die goed maak nie. En die lekker ding van hierdie vrugte is, die vrugte is nie net daar vir ons nie, dis ook daar vir ons, maar is daar vir mense om ons om te geniet en gevoed te word en al die dinge.
En hierdie gedeelte staat baie duidelik, dat ons kan geen van hierdie dinge op ons eie doen nie. So as jy gedink het, dis jou goeie werkies wat maak, dat jy vriendelikheid en al die mooi dinge in jou lewe is, dis nie jou werk nie. Jy doen jou jobbie ook, maar dis nie jou werk nie. Daar is die gees van God, wat die vrugte deur jou dra. So weer is hierso, God doen die werk, jy werk saam. Dan, ons gaan aan. As julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. En hierdie gedeelte het my weer stom, want wat ek toe besef is, hoe ver ek agter in my lewe is in hierdie departement van rus in die wynstok. Want God sê hierso, of sy woord lieg vir my, wat dit natuurlik nie is nie, of ek het nog nie die ding lekker klein gekry nie, en dit sê, as julle in my bly, wat ek in hom is, en my woorde in julle, dan sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. So, hier is toe my vraag, hoeveel van God se woord is in ons? En as jy in hom is dit al 'n vaste gedeelte, jy kan nie meer in God as wat jy in hom is nie, hy plant jou in en jy's in. Maar hoeveel van sy woord is in ons nog? En die Bybel is natuurlik die eerste plek waar jy begin, want dit is God se ewige, onveranderlike waarheid. Maar as God met ons praat, deur sy gees in ons harte, hoe kosbaar is daai woord vir jou? Vat jy dit, as God tot jou, of in jou lewe inspreek, deur ander mense, soos ons met mekaar doen, is dit belangrik vir jou, is dit kosbaar? As jy besluite moet maak in jou lewe oor goed wat verander, is sy woord wat hy oor jou gespreek het vir jou belangrik. Neem jy dit in ag? Want hy gee vir ons sy gees in ons, hy bly deur sy gees in ons, sodat die Bybel nie net vir jou kopkennis bly nie, en dit wat jy lees nie, en sodat die wette wat op die tafels van jou hart staan, hy kan vir jou half interpreteer, want dit is ons nou die lewe, so jy gaan deur die lewe kom met God se gees, as jy sy woord in jou het, en dit is nie net geskrewe nie, dit is nie net kopkennis nie, dit moet vir jou lewend word deur die Heilige Gees. En dan sê God, sal hy vir jou gee, net wat jy vra. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Julle alles gaan oor die verheerliking van God. En as jy sy kindjie is, en dit is nie so nie, dan ek nies vir jou, hy gaan jou lewe omkrap, tot dit so is. Dit is 'n ding wat ek so duidelik in ons lewens gesien het. Alles gaan oor die verheerliking van God. Die toestand van vrugte reflekteer op die boom. Ek dink dis waar dit gaan. So, kom ons sê daar's 'n klomp boere by mekaar, 'n klomp vrugteboere, en hulle het 'n prys die jaar vir die beste appel, en die wenner kry 'n jaar se kunsmis en 'n nuwe spuit van appelboere wat jy appelbome mee kan spuit van R2 miljoen. En dan kom die paneel by mekaar en hulle sê, ons het hierdie appel, ons het nog nie hierdie seisoen so appels soos hierdie gesien nie. Dit is 'n fantastiese appel, dit is van hulle geëet ook, great appels. En die wenner van al hierdie pryse is hierdie appel. Hulle doen dit nie. Dis nie die appel wat die prys kry nie. Die appel wen half die show, want dit is 'n goeie appeltjie. Maar die prys gaan na die boer toe. So, as jy na 'n vrug kyk, dan sê mense, wow, dit is 'n fantastiese vrug, hierdie moet 'n baie goeie appelboom wees. En hulle gaan nog verder en sê 10-1. Hierdie is 'n fantastiese boer om sulke vrugte te kan kweek. En dit is hoekom God sê, ons verheerlik om hierdie vrugte wat ons dra. Hier loop ons rond en hooplik is daar goeie vrugte in ons lewe. En wat die mense hooplik doen, is na ons kyk en sê, julle moet 'n fantastiese boer hê. En ons verheerlik God deur, en kyk wat sê dit daar, en julle sal my disippels wees. Hoe? Jy is dit outomaties. As jy die vrugte dra, het jy nie 'n kursusie nodig in disippelskap nie. Jy is 'n disipel as jy die vrugte deur jou lewe laat dra. Dit is 'n outomatiese proses. En ek wil jou weer uitwys, al hierdie goede is God se werk in jou. Dis nie jou werk nie. Jy werk saam. Ja. Dis God se werk in ons wat dit doen. Ons gaan aan. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat julle blydskap volkome kan word.
Hierdie is vir my soos die wortelstelsel by die plant gesondheid. En dit is dis die liefde. Die liefde van 'n vader vir sy seun, die liefde van die seun vir ons, dat hy gekom het en ons gedien het met sy lewe, en dan sou geen sprake in ons lewe gewees het, as dit nie vir hierdie genade van God was, wat gekom het vir ons eerste nie. So, ons sou nie eers ingeënt gewees het nie, en daai liefde sê God, met ons vat, ons moet in daai liefde bly, en ons moet nooit van die liefde vergeet nie, en jy mag nooit geestelik so groot raak, dat jy vergeet van hierdie basiese beginsel van die evangelie nie, God se liefde. Want dis wat die hele storie se wortels gesondheid, dink ek. En kyk weer so, God wil weer vir jou doen. Hy wil weer vir jou doen. Dit het ek vir julle gesê, dat julle blydskap volkome kan word. God is klaar gelukkig. Hy is die gelukkigste being wat daar is. En die uitvloeisel van God se geluk is sy genade na ons toe. En hy wil ons ook so gelukkig hê. So hy sê, ons blydskap wil hy net volkome wees as ons al hierdie goed doen. En ek weet nie eens hoekom, die gaan rondkrap in die Grieks vir ons blydskap word volkome. En ek sou dit 'n bietjie anders te vertaal het as ek nou die kans gehad het. Ek sou dit meer gesê het, sodat julle blydskap gevul kan word. Want sodat jou blydskap volkome kan word, self dieselfde ding. Jy is die passiewe ontvanger van geluk. Dis nie wat jy doen of maar gebeur nie. Dit is, God vul jou in met sy geluk. Dis wat dit daar sê. As jy in hom bly en al hierdie dinge doen en in die liefde bly. So dit is God net sy goedheid wat vir jou kom gee, nie net wat jy van hom vra nie. Hy wil jou geluk kom volmaak, hy wil jou invul met sy geluk. Volgende gedeeltjie. Dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Grotere liefde het niemand as dit nie. Dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Ons word hier beveel om soos Christus lief te hê. En hoe het hy lief gehad? As jy net bietjie terugdink in hoofstuk 13, wat hy met sy disippels gepraat het oor hulle voete, het hy sy kleed uitgetrek, om sy middel gebind en hulle voete gewas. En hy sê toe vir hulle, julle moet so lief hê soos Christus lief gehad het. En vir my is dit dienende liefde. Hy het gaan dien, en hy het inspraak in hulle lewe gehad. Dis hoe hy hulle gedien het. En dit is die voorbeeld wat hy van gee ons na te volg, en ons dien soos ons meester, want hy sê ook dat ons is nie groter as ons meester nie, so ons dien soos hy. En hy sê, so hy deel, omdat ons sy vriende is, hy deel alles wat hy is en het met ons. Selfs die kennis wat hy van sy Vader het, om deel hy met ons. En dit is vir my net so 'n fenomenale ding te dink, ons het so 'n intieme verhouding met Jesus, dat hy alles wat hy van die Vader weet, vir ons sal gee, en sal sê. So, hierdie ding sê net van iets van 'n intimiteit, en 'n vriendskap, wat grootliks ontbreek in vandag se lewe. En net, dink ek, omdat mense so gejaag is, en net deeltyd, daar is nie tyd vir enigiets nie, en ongelukkig, intimiteit vat tyd. Jy kan nie, altyd dink, ek skeep hom af, al is ek heeldag by die huis, en hy is by die huis. As daar nie tyd vir hom is nie, en anders daar die dieselfde ding, Ja. maar ek gaan dit nie laat gebeur nie. So, dis nie, jy het 'n ding nodig, jy het verhouding nodig, en dis hoe jy Jesus dien. In 'n verhouding met hom, en in diens aan die ander, en nie andersom nie. Julle het my nie uitverkies nie, ek het julle uitverkies, en julle aangestel om vrugte te dra, dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy dit vir julle kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Hierdie laaste 2 verse som nie weer vir my die hele ding, al die grondbeginsels op wat ons hieroor gepraat het tot dusver. En dit begin by God se genade, hy het ons gered toe ons nog sondaars was, sê dit. Hy het ons uitverkies. Hy het ons ingeënt in die wynstok. En die vrugte wat ons dra, is 'n outomatiese proses as ons hom sal toelaat. As ons in hom is en sal toelaat, ons raak in totale afhanklikheid, en al die voeding
al die goedheid wat hy by die boer kry, al die nice goedjies wat ons moet hê om te groei, stoot hy deur ons moet net daar sit en die goed vat en die vrugte gaan kom. Dit is waar God verheerlik word. Die vrugte word nie geproduseer deur jou strewe en jou werke nie. En weer eens hierso, God wil vir jou gee. Hy sê weer, alles wat jy vir hom vra, sal hy vir jou gee. Dit is God se hart vir ons. God se hart is so vir ons, dit is skrikwekkend. Ons sien dit in hierdie gedeelte, ek wil nog 2 gedeeltes noem waar ek het sien. Jeremia 29 vers 11 sê hierdie ding. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie onheil nie. En hierdie gedeelte praat van vrede. Die nuwe vertaling praat van voorspoed, dink ek. Engels praat van prosper en peace en sulke goede. So maak nie saak presies wat sy woord jy kies nie, dit is goedheid. God se goed, sy hart is vir ons. In Jeremia 33 vers 41 sê hy, en ek sal my oor hulle verheug om aan hulle goed te doen. En ek sal hulle duursaam in hierdie land plant met my hele hart en met my hele siel. Wat God ook is as sy volkie doen, wat hy daar sê, hy sal hulle weer in hulle land sit. Sê die Here, ek doen met my hele hart en met my hele siel. Dit is hoe ingekoop hy is vir jou, of in jou. Sy hart is vir jou, en God wil alles vir jou gee. Hy sê 2 keer, so hy wil vir jou gee wat jy vir hom vra. Al wat jy moet doen is net bly in hom. Andersins sal dit waansinnig wees in my kop. Kom ons sê ek is 'n baie welaf man en ek trou. Ek is getroud. Ek is 'n welaf man. Kom ons sê ek sê vir haar, baby, kom ons gaan fliek 'n bietjie vanaand. En sy sê vir my, weet jy, ek wil saam jou uitgaan in die publiek nie. Geef vir my die kaart, ek sal gaan fliek. Of kom ons gaan koop vir jou rokkie. Ek het 'n baie nice rokkie gesien wat ek vir jou wil koop. En sy sê, ek wil die rokkie, geef my die kaart om saam te kom. Ek wil nie saam jou in die publiek gesien wees nie. Of I want some love, baby. En sy sê, ek wil nie naby jou wees nie. Geef my net die kaart. Dit is wat ek dink wat ons aan God doen. Ons wil sy staf hê, hy moet na ons kyk, wat vir ons sorg en al die goed doen. Maar ons wil nie by hom wees nie. En ek kan net geen manier sien dat dit is wat God wil hê. Dis hoe hy sê, bly in my, bly in my, bly in my. Ek sê vir jou, gee net wat jy wil. Al wat God van jou soek is jouself. En hierdie gedeelte sluit dan af, dink ek net met die bottom line van hierdie hele storie, en dis die liefde, en dit sê, as ons dink aan 1 Korintiërs 13, al doen jy alles reg in hierdie lewe, en jy mis liefde, dan hierdie hele ding niks nie. Kyk, God is vir ons. So tot nou toe het ons gekyk, Jesus se gesprek met sy disippels net voor hy weggaan, en in hierdie gedeelte wat ons nou gegaan het, dat hy vir hulle verduidelik, hoe hulle in hierdie wêreld wat lewe as hy nie meer hier is nie. En julle sal onthou hy het gesê, ek is die wynstok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Nou as Jesus nou net vir hulle gesê het, sonder hom kan hulle niks doen nie, en dan pak hy sy tas op en gaan weg, hoe werk die storie nou? En die antwoord is, die storie werk eintlik nog beter, want wat er nou gebeur is, toe Jesus weggaan, sê hy, stuur hy vir ons die trooster. In Johannes 15 vers 26, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En in Johannes 16 vers 7, nog 'n bietjie verder, sê hy, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie. So Jesus sê, dit is vir ons beter dat die Gees by ons is, as wat hy by ons is. En dan beskryf Jesus in die gedeelte van hoe die Heilige Gees gaan werk, en hoe evangelisasie, wat daarna gebeur het, die Heilige Gees se werk is. Weer eens, God stuur ons en gaan red die wêreld, maar dit is die Gees wat dit doen. En God het net my net aanwys deur al hierdie goede, ons moet die werk doen. Hy werk net deur ons. Ons hoef nie die stres van daai job te dra nie. Hy doen daai goede. En dit is vir ons beter, sê Jesus, dat die Heilige Gees by ons is. Hoekom? Dis God in ons. God is natuurlik oral teenwoordig, maar as jy in God is,
dan bly God obviously by ons op 'n baie spesiale manier. En die Heilige Gees werk nie net deur ons in die wêreld nie, die Heilige Gees werk ook in ons. So ek wil net laat ons vinnig die 10 einde daar 4 goede kyk by die Heilige Gees in ons lewe doen. Die eerste ding is dis ons verantwoordelikheid om die vrugte te dra. Hoe produseer God die vrugte deur ons? Hy produseer dit deur die Heilige Gees. In Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Al die fantastiese dinge wat ons almal in ons lewe wil hê en wat daar behoort te wees. Die Here soek dit daar. Produseer hy in ons deur sy Gees. Ons noem dit die vrug van die Gees. Die tweede ding wat die Heilige Gees doen, is hy is verantwoordelik vir ons innerlike transformasie. Dieselfde storie is nog die hele tyd. God sê vir ons, ek wil hê jy moet heilig word soos ek heilig is. Dis ons opdrag, wees heilig. En hoe dit gebeur is, hy doen dit in ons. Selfde storie sê hy 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18. As jy met 'n kry vertaling asseblief. 2 Korintiërs 3 17 tot 18. Dit sê in die ou vertaling, die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Dit beteken na die beeld van Christus wat ons hier so aanskou. Van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Lees my vers 18 in die laaste skrif. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. So weer eens, dit sê ons moet meer soos Jesus word, dis ons opdrag. En hierdie ding sê, ons sien die prentjie in die spieël en ons het klaar die heerlikheid van God in ons. Jy dra klaar die heerlikheid. En hierdie heerlikheid groei net al hoe meer om soos Jesus te word. En wie doen dit? Die Gees doen dit. Volgende ene. Die Heilige Gees in jou is die krag wat jou in staat stel om te lewe in jou geregtigheid. Hier is 'n langerige stukkie, maar ek wil baie graag vir julle lees. Romeine 8 vers 2 tot 11. Onthou, dis die Heilige Gees se krag wat jou in staat stel om hierdie lewe te lewe soos wat jy moet. Dit sê in Romeine 8 vers 2. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So hier's 2 wette, een van lewe, een van dood. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die Gees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. En hierdie gedeelte is my weer fenomenaal, want ek hoop jy kan sien, so, ons lewe nie in die vlees nie, ons lewe deur die Gees. Dit is krities belangrik vir ons, om in 'n baie close verhouding met die Heilige Gees te wees. Want dit is hoe jy die lewe lewe, daar is nie 'n ander manier nie.
Die laaste punt, die Heilige Gees is jou oorsprong van gawes en jou vermoë om ander mense te bedien en hulle geestelik te verryk. Die hele 1 Korintiërs 12 praat van 'n klomp gawes wat ons het. En daai gawes is daar dat die liggaam van Christus bedien kan word. So ek gaan net vir julle 'n stuk lees 1 Korintiërs 12, ek lees vanaf vers 4. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan 'n ander 'n woord van kennis van weer dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Weer eens, ons kry die Gees in ons om al hierdie dinge te bedien, en die Gees in ons besluit wat is nuttig op 'n oomblik, en hy gee vir jou wat nuttig is, en jy doen dit. So, opsonders gewys, die hele storie wat ons vandag gedoen het. God verlang dat jy sal ingeënt wees in hom. As ons in hom is sy belofte aan ons, hy sal in ons wees. En hy doen dit deur sy Gees. Die vrug in ons lewe verheerlik God, en daarom dink ek behoort dit 'n prioriteit vir ons te wees om hy vrugte te wil dra. Dit verheerlik net God nie, die vrugte in ons lewe is daar vir ons eie beswil, die vrugte in ons lewe is daar vir mense om ons verfrissing en voeding en allerlei dinge te gee en net mooi te wees. God se hart is vir jou. As jy in hom bly, sê hy hierso, sal hy vir jou enige iets gee wat jy wil vra. Dis nie ons werk wat die vrug produseer nie, daarom staan dit bekend as die vrug van die Gees en nie vrug van kornyn nie. Die vrug word deur ons gedra, omdat ons in die wynstok bly en omdat ons 'n goeie boer het. Die enigste manier ons kan ander vrug dra en God verheerlik, is om in totale afhanklikheid te lewe van al hierdie voeding wat deur die wynstok kom. Die Heilige Gees doen 'n paar dinge in ons lewe, 4 goed wat ons nou gekyk het. Die Heilige Gees produseer sy vrugte deur ons lewe as ons hom toelaat. Die Heilige Gees is verantwoordelikheid vir ons innerlike transformasie om die hele tyd verander te word, om soos Christus te word. Die Heilige Gees is die krag wat jou in staat stel om jou lewe te lewe in die geregtigheid. En die Heilige Gees is jou oorsprong van gawes en jou vermoë om ander mense te dien en hulle geestelik te verryk. Dis die storie, julle. En ek dink as jy dink oor die groot opdrag wat ons gekry het van gaan help die aarde toe die Here weg is, gaan red wat dit redde is, maak die mense gesond, wat een van die wat noem dit vestigingsredes of oorsprongredes vir hierdie gemeente is maak die mense gesond. En nie net fisies nie, op allerlei maniere. Maar die kindertjies van die Here spesifiek. Ja, maak die kinders van die Here gesond. Dis die werk wat hy vir ons gegee het. Dis wat God wil hê ons moet op die aarde doen. Miles Monroe het 'n goeie ding gesê op 'n stadium van as jy wonder wat die Here se doel met jou lewe is, die Here se doel is om mense se lewens te raak en jou te gebruik. So dis wat ons moet doen. En al die goede is ons net medewerkers. God soek jou en jou hart. Dis wat hy soek van jou. Hy soek nie jou diens nie. Jy kan vir hom niks beteken in 'n opsig nie. Hy het niks van jou nodig nie. Hy is all-sufficient. God wil jou hê, want hy wil deur jou alles doen wat hy vir jou gesê het wat jy eintlik moet doen. Ek wil jy moet dit baie duidelik sien. En dit is hoekom die Here vir ons kan sê, dink ek, kom na my as jy moeg is, want my las is lig en my juk is sag. So as jy besig is met iets in jou lewe wat jy dink jy doen vir die Here en dit maak vir jou seer, is dit teen die Here se las wat jy dra. Jy dra mense se las iewers.
God soek van jou twee dinge, hy soek jou verhouding en hy soek jou bereidwilligheid. En dis pretty much die storie. Here, dankie dat u gekom het om vir ons lewe in oorvloed te bring en ten spyte van elke liewe ding wat u vir ons gesê het, dis wat ek van jou verwag, dis die wette wat ek wil hê wat jy moet nakom, ek skryf dit op jou hart, ek wil jy moet heilig wees, ek wil jy moet die hele tyd verander word, ek wil jy moet heilig maak en nastreef, jy sal my nie sien sonder dit nie. Ten spyte van elke opdrag wat u gegee het, maak jy dit vir ons moontlik en selfs maklik. Want ons moet net in u kom rus. En u soek ons harte. En Here, ons moet vanoggend vir u kom sê dat ons bring ons harte. U het ons harte. Ons is lief vir u. Ons sien die liefde wat u vir ons gehad het. Dat u ons kom red het 2000 jaar voor ons nog daar was. En dat vergifnis by u nie eens 'n opsie is nie. U hoef nooit te wonder of wil jy ons vergewe nie. Ons is vergewe. En dit maak ons dit besef die groot liefde. En ons sê vir u dankie daarvoor. Ons het u teruglief. En Here, as ek vanoggend hierdie mense hier uitstuur, dan stuur ek hulle uit met u seën oor hulle lewe. En ek bid vir elkeen van hulle dat hulle so in u sal rus, dat hulle sulke fantastiese vrugte sal dra. Dat almal wat dit sien, sal sê, wat 'n goeie boer hulle het. En dat van ek kant op u sal kyk en hulle sal sê, vra my enigiets. Dit is waarmee ek hulle seën vanoggend. En ek seën hulle met die nabyheid van u Gees deur die week wat kom. In Jesus se naam.